Miskien het jy al die volgende beleef. Jy sit in 'n restaurant, jy wag vir jou bestelling en dis asof iets vir jou op 'n oomblik sê, maar iemand kyk vir jou. Jy kyk rond en jy sien jou werklik waar, daar sit iemand wat stip na jou kyk. En tipies in so 'n situasie, as jy gewoonlik dan vir daardie een kyk wat vir jou kyk, dan sal die persoon wegkyk. Maar dit gebeur nie in die geval nie. Jy draai weer na jou maaltyd toe en jy probeer rustig voort eet en jy kyk weer. En steeds kyk daardie persoon vir jou. En jy begin al meer ongemaklik voel. En jy probeer alles in jou vermoë om daardie kyk, daardie stip kyk te ignoreer. En as jy weer kyk, dieselfde. En 'n heel paar kere daarna, steeds die persoon wat stip na jou staar. En jy gaan aan met jou maaltyd en iewers uit die hoek van jou oog sien jy dat die persoon opstaan en na jou kant toe stap. En dan as die persoon langs jou by die tafel is, dan moet jy noodgedwonge opkyk en jy kyk hierdie persoon in die oë. En die persoon sê vir jou, jy is Andrei Ungerer. Nou hoekom ek hierdie metafoor gebruik, hierdie kort beskrywing, is om aan te sluit by die Johannes teks. As 'n mens daar kom, dan is daar 'n gedeelte so by vers 29 waar Johannes en 2 van sy disippels daar staan. En dan kom Jesus verby en Johannes sê vir sy disippels, kyk, die lam van God. Maar daar staan ook in die gedeelte dat Johannes het stip na Jesus gekyk. Dis vir my vreeslik 'n mooi woord, stip. Stip na Jesus gekyk en dan die woorde, kyk, die lam van God. En die 2 disippels by Johannes hoor dit en net daar besluit hulle om agter Jesus aan te loop. En Jesus raak bewus daarvan dat hulle agter hom aanloop en hy gaan staan en hy draai om en hy tree met hulle in gesprek. Hy vra, hoekom volg hulle hom? En dan die eienaardige woorde wat hulle dan uiter is, waar bly u? En Jesus sê, kom, ek sal julle wys. En dan volg hulle Jesus en hulle gaan so by die 10de uur, dis rondom 4 uur die middag by Jesus aan huis en hulle oornag daar. En die volgende dag waarskynlik is een van die disippels van Johannes met die naam van Andreas op pad en die eerste een wat hy bekend raakloop is sy broer Simon Petrus. En hy sê vir Simon Petrus, ek het die Messias gevind. En hy vat vir Simon Petrus na Jesus toe en as hulle by Jesus kom, dan staan daar ook weer, Jesus het stip na Simon Petrus gekyk en dan sê hy vir Simon Petrus, jy is Simon Petrus, seun van Johannes, wat ook Sefas genoem word. En ons weet mos Sefas is die Aramees vir rots en dat Jesus ook juis in hierdie oomblik die roeping van Simon Petrus verder uitspreek as dit ware, verder visualiseer, Sefas, rots. En ons weet ook later word Simon Petrus ook beskryf deur Jesus by name dat jy is Simon op 'n ander plek en jy is die rots waarop ek my kerk sal bou. So dit is vir my 'n baie treffende 2 stip kyk geleenthede. Eers Johannes wat stip na Jesus kyk en hom identifiseer as die lam van God en dan Jesus wat stip na Simon Petrus kyk en hom identifiseer as Simon Petrus, maar dan ook die Sefas gedeelte, die rots gedeelte wat bykom. Nou elkeen van ons het iets van 'n stip kyk moment al ervaar. Dit kon wees dat jy 'n geruime tyd ervaar het dat Jesus stip na jou kyk. 'n Soort van 'n roepingsbesef ervaar het wat jy eintlik maar soort van weggeweer het. Jy's nog nie gereed vir hierdie roeping ding nie. Jy gaan jou nie toewy verbind aan enige roeping. En vir baie lank kon jy dalk wegkom. Vir baie lank het jy dalk so besig geraak met dit wat voorhande is, dat jy Jesus nogal effektief kon ignoreer. Maar iewers in jou lewe het jy Jesus langs jou kom sien staan. En jy het in sy stip kyk oë vasgekyk en hy het vir jou gesê,
jy is en jou naam wat daarop volg. Nou ek wonder baie keer, hoe sal ek op so 'n jy is uitspraak van Jesus reageer? Veral na aanleiding van wat hy met Petrus gedoen het. As hy vir my sê, jy is André Ungerer, wat sou dalk sy volgende woorde gewees het? Ag, en so kan ek en jy wat na hierdie video kyk voortborduur op wat sou sy woorde gewees het. Nou ons gaan in hierdie VTT reeks oor roeping gesels. Die eerste videoetjies is al reeds gekyk en julle het na mekaar ook al begin luister. En na hierdie video volg daar dan 2 van ons kollegas wat oor hulle eie roepingsverhale gaan deel. En dit is opmerklik hoe elkeen se roepingsverhaal verskil. Hoe daardie jy is moment, daardie stip kyk Jesus moment in elkeen se lewe gerealiseer het. Daardie oomblik wat jy geweet het, jy kan nie meer omdraai nie. Dit is nou tyd om op die roepstem van Jesus te antwoord en te reageer. Geniet dit saam met ons.